En kinders, baie welkom in die Here se huis. Ons gaan bietjie lekker saam sing. En ons sing vanaand bietjie liedere meer in die jong mense se smaak, want ons het 'n hele groot koor van Hoërskool Vogwel hier. Baie welkom en dankie Debbie. Kom ons sing lekker saam. Toets. 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 Ja, jy kan ons dalk almal so bietjie sagter sit, want ons is baie. Goeienaand almal. Ek is baie opgewonde oor vanaand se diens en baie opgewonde oor ons koor wat kom sing. Soos julle kan sien het hulle nuwe koorklere en hulle tree vanaand die eerste keer in dit op. Ek sien al die foto's wat Dominee op die uitnodiging sit, het hulle nog hulle blou klere aan en daar sit ons hoof nou, mevrou Norke, baie welkom. Ek hoop mevrou is tevrede dat hulle mooi lyk, want mooi sing hulle baie beslis. Ja, en welkom in die huis van die Here. Ja, dit is vir my so lekker altyd as hierdie jong mense hier kom sing. Ek sê altyd, my grootste begeerte in my lewe is om God se lig uit te dra in die wêreld en ek dink daar's niks beter om dit te doen deur hierdie mooi, hulle is nie meer kinders nie, deur hierdie jong mense wat so mooi kan sing en hulle is namens my, hulle is 56 ligdraadjies vanaand en ja, Hoërskool Vogwel regtig waar ons wil regtig God se naam uitdra. Ons is nou besig met ons bemarkingsvideo en ek wil nou nie vanaand 'n skool bemark nie, maar ek wil net vir jou sê, as jy jou kind Hoërskool Vogwel toe stuur, ek dink die ouers wat ook hier sit, sal weet, ons wil die Here se naam groot maak en ons is regtig waar, ons is almal dra God se woord uit. Nou, moet ek eers 'n bietjie spog, daai jong man daar agter die drom. Julle, hy lyk nie so nie, maar hy's net 14 jaar oud. En hy het nou vanaand 'n groot vuurdoop. Dit is nou sy eerste keer wat hy het nou al gespeel in 'n band en saam met 'n band gespeel, maar dis nou die eerste keer vanaand wat hy 'n gemeente moet begelei. En maar ek dink ons het baie hard geoefen en Terry, ek wil vir julle baie dankie sê. Sy ouers het hierdie dromstel gery van Carltonville af. Ons wil net vir julle sê baie dankie. Ons waardeer julle moeite en ja, en ons moet terwyl ons nou sing, moet ons vir hom bid ook, dat hy daai beat sal mooi hou, maar ek dink sover het hy dit baie mooi gedoen. So Ewald, baie dankie, juffrou waardeer jou, en dalk hopelik is dit nou nie die laaste keer wat hy vanaand gaan, want hulle pak die drommetjie nou op vanaand, vir hulle vat hom terug, en hopelik is dit nou nie die laaste keer wat julle hom aangery het nie. So, kom ons begin, ons gaan nou soos ek sê, ons gaan nou vanaand ons liedjie sing, wat ons by die hoërskool altyd in die saal sing, en by CSV, ons sing lekker helder lig, en rooftops, sing halleluja, en dan sluit ons af met seker een van die mooiste liede van die laaste tyd is, wat sê, hy is ons waymaker, hy's miracle worker, hy's the light in the darkness, my God, that is who you are. So, kom ons sing lekker saam, ons kan net so sit, en ons maak die Here se naam groot. Amen.
the Son, the everlasting God, the everlasting God. I stand with arms wide open to the One, the Son, the everlasting God, the everlasting God. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. All that I am, I'm
is hy aan nie by my. Ja, hy is aan. Goeienaand broers en susters en kinders. Baie hartlik welkom vir elkeen van julle, vir die wat nog bygekom het ook. Baie dankie vir ons begeleiers en dankie vir die mense wat kom voorsing het van die skool. Baie welkom mevrou Norkie en die personeel en dankie dat die koor hier kan optree vanaand en ook ouers van die kinders wat hier is. Al as jy hier vanaand, omdat jou kind hier optree, is dit nie toevallig dat jy hier is nie. Kinders van die Here gaan nooit toevallig na 'n plek toe nie. Die Here het 'n plan met ons lewe. En jy is welkom vanaand en mag die Here vanaand deur sy woord ook met jou praat hier saam met ons in ons Pinksterreeks. Kom ons prys net so 'n paar afkondigings. Ons sê baie dankie vir Maroney vir die versierings in die kerk en al die ander bedankings wil ons ook doen en dan sê ons net by die deure as jy uitgaan is daar kollekte en elke aand se kollekte in hierdie hele Pinkstertyd vat ons net so en ons gee dit vir behoeftige mense. So as jy daarvoor wil bydra, as jy hier op jou hart dra, is jy baie welkom. Baie welkom aan Hoërskool Vogwel se koor wat hier is en dis die foto's wat ek gekry het. So ek het nie verkeerde foto nie hoor, hulle het my die blou klere foto gestuur. So maar baie dankie. Belangrike goedjies wat in die week gebeur, Dominee Pieter gaan op Dinsdagoggend en Donderdagoggend by die aftree oor Pinkster hou en dan is maar ons gewone werksaamhede van die week en die jeugvrydag en die Pinksterbyeenkomste wat tot Donderdag aand aanhou en Donderdag aand het ons ook so 'n sop en broodjies aand hier in die kerk. Vandag verjaar Isabel Luit en Divan de Beer, vir hulle baie geluk en ook die wat in die week verder verjaar. Ons nooi julle uit na die tyd vir 'n koppie koffie of tee daar in die portaal. Uitbreiding 4 wijk 2 Lionel en Petro Meyer se wijkskink vanaand. En julle is baie welkom, kry 'n koppie koffie en tee en kuier hier voor die kerk en hier in die kerk as jy koud kry, jy is baie welkom. Ons reeks hierdie jaar is so 'n suksesreeks, lewe suksesvol en gelukkig voor God. En dit gaan oor dit wat die Here vir ons gee, waar volgens ons wetmatighede in sy woord, wat ons moet na luister om gelukkig te kan lewe en om sukses in die lewe te behaal. En ons het 7 temas in hierdie reeks, 7 wetmatighede, waarvan vandaan die 3de een aan die woord kom, oorsaak en gevolge. Oorsaak en gevolge. En julle sal nou meer daarvan hoor. Kom ons sit so en dan, by ons is toe aan die Here, deur ons gebed vanaand. God is hier teenwoordig. God is hier teenwoordig. Wie hom roem, wie hom noem Heer en Hemelvader. Kom ons sing met daardie gedagtes in ons hart vanaand tot eer van die Here. Lied 442, hierdie pragtige lied vir Pinkstertyd. Lied 442 vers 1 en 2. God wat in my woon, preek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my.
Baie dankie Debbie, dankie julle koor, gaan hulle weer sing later. Ja, ek het so gehoop, so vertrou, baie dankie. Dis heerlik om na julle te luister, en onthou, aan die einde van die diens moet julle net daar van bo af ook hier op die preekstoel gaan daar vir elkeen 'n sjokoladetjie wees wat julle moet kom haal. Kom ons maak die Here se woord oop vanaand by twee gedeeltes, Deuteronomium 30, hier in my Bybel bladsy 220 in die Ou Testament, Deuteronomium 30, en dan Galasiërs 6, agter in die Nuwe Testament, bladsy 249. Dan gaan ons by hierdie twee gedeeltes 'n versie saam lees, Deuteronomium 30 en Galasiërs 6. Kom ons maak net eers ons oogies toe en dan vra ons die Here moet vir ons seën hier waar ons saam is. Here, dankie vir hierdie aand, dankie vir hierdie rusdag, dankie vir die begin van 'n nuwe week en dat ons saam met U 'n pad kan stap, Here, soos wat U vir die disippels ook die opdrag gegee het op die dag van die hemelvaart, bly hier en waak en bid, totdat my gees oor julle uitgestort is. En Here, dankie dat ons ook in hierdie 10 dae waak en bid. En Here, dat ons in ons gebede ook as gemeente en almal wat hier besoek aflê, meer en meer bid en vra, Here, kom en werk in ons harte en berei ons voor in hierdie Pinkstertyd vir die koms van U Gees wat gekom het op Pinksterdag. En dat die Gees dag vir dag, keer op keer opnuut weer in ons harte ook kom en werksaam is. Dankie vir elkeen wat vanaand hier is. Here, wil U vir ons seën, jonk en oud, om U woord te hoor en toe te pas op ons lewe, en daarvolgens te lewe en sukses met ons lewe te behaal, en om gelukkig te wees. Net U kan dit vir ons doen, en ons wy ons aan U toe in hierdie aand ook. In Jesus naam, amen. Deuteronomium 30, ons lees daarvan vers 11 af, 'n paar versies. Die gebod wat ek jou vandag beveel is nie te moeilik vir jou nie, dis ook nie buite jou bereik nie, dis nie in die hemel nie, sodat jy nie hoef te sê, wie sal vir ons opklim hemel toe en die gebod vir ons gaan haal, en ons het mee te deel, sodat ons daarvolgens kan lewe nie. Dis ook nie oorkant die see, sodat jy nie hoef te sê, wie sal vir ons oorvaar na die oorkant toe, om die gebod vir ons te gaan haal, en ons dit mee te deel, sodat ons daarvolgens kan lewe nie. Die gebod is baie naby aan jou. Jy kan daaroor praat, jy ken dit, jy kan daarvolgens lewe. Ek het vandag die lewe en die voorspoed, die dood en die teëspoed aan jou voorgehou. As jy die Here jou God liefhet en sy wil doen deur sy gebooie, sy voorskrifte en sy bepalings wat ek vandag gegee het te gehoorsaam, sal jy lewe en baie word, en sal die Here jou God jou voorspoedig maak in die land wat jy in besit gaan neem. Maar ek verkondig vandag aan julle, as julle van die Here af wegdraai en hom nie gehoorsaam nie, as jy jou laat verlei om ander gode te vereer en te dien, sal julle almal omkom. Julle sal nie lang bly woon in die land wat jy in besit gaan neem, sodra jy deur die Jordaan getrek het nie. Ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen julle, dat ek die lewe en die dood aan jou voorgehou het, die seën en die straf. Kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. Kan ek dit nog 'n keer lees, vir ons ouers ook, en vir ons jong mense? Kies die lewe, sodat jy en jou nageslag, jou kinders, jou kleinkinders, dat hulle kan lewe. Om die Here jou God lief te hê, om te gehoorsaam en hom aan te hang, sal vir jou lewe gee en jou lank laat woon in die land wat die Here met 'n eed aan jou voorvaders Abraham, Isak en Jakob beloof het om aan hulle te gee. En dan lees ons in Galasiërs 6 hier van vers 1 af. Broers en susters, as iemand in een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in die gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in die versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand verbeel, hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees, sonder om die met 'n ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Moenie julle self mislei nie, God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie,
Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. Kom ek herhaal net hierdie versie in Deuteronomium 30. Ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen julle, dat ek die lewe en die dood aan jou voorgehou het, die seën en die straf. En dan kom die opdrag, kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. Kies. Keuses maak. Vrydag aand het die prees Stolsie opgetree. Ek het vanoggend ook gesê by die tweede diens van die reeks. En wat vir my treffend was, is toe hy sê, sy dogtertjie vra vir hom, papa, nou hoekom dan nou Jesus? Hy sê, en toe sy eers verstom, hoekom nie iemand anders nie, hoekom glo ons in Jesus? En toe sê vir, want ons kan nie anders nie. Ons het hom so lief, en hy het ons so lief, ons kan nie anders nie. En toe sê vir, omdat ek vir Jesus elke dag kies. Elke dag kies. Elke oggend as jy opstaan, doen dit gerus. En jy word wakker, en sê jy vir die Here, Here, ek kies U weer vandag. Ek kies om vir U te lewe. Ek lewe nie maar net oor my pa en ma vir die Here geleef het nie. Natuurlik het dit 'n rol gespeel. Dis die eerste mense by wie ek die Here gehoor het. Maar ek kies vir hom, en ek het vir hom gekies, en ek kies vandag weer vir hom, en ek gaan môre weer vir hom kies. En hier kry ons hierdie opdrag, kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. Waar het alles begin in die lewe? Alles het begin toe God alles geskep het. Alles kom van die Here af. Hy het die natuur, die plante, die diere, die planete, die seisoene, alles het hy gemaak. En soos ek het lees, het God vir ons 7 wetmatighede gegee. En 'n wet is nie 'n wet soos jy met 120 km/h, jy mag nie meer as dit ry nie. 'n Wetmatigheid is iets soos, jy kan nie daar sonder nie. Dit is maar net so. Een wetmatigheid, bijvoorbeeld wat ons vanoggend gehoor het ook, is, jy kan jouself nie red nie. Daar's nie 'n manier dat jy jouself kan red nie. Jy kan alles doen wat jy het, jy kan al jou geld gee, jy kan al jou werk, al jou tyd gee, jy kan jouself nie red nie. Jy sal nie hemel toe gaan nie. Al manier, die Here met jou red. Paulus sê in Efesiërs 2, uit genade word jy gered. Net dit, dis 'n wetmatigheid. Jy kan daar nie verander nie, dis net so, die Here het dit so beplan, dit is so. En eerste wetmatigheid waarna ons gekyk het in hierdie reeks is donderdag aand, en dit is elke liewe dingetjie wat die Here gemaak het op aarde, van die kleinste insek, diertjie, plant, tot die grootste 'n berg, soos die berge daar in die agtergrond, het hy gemaak met 'n doel. En oomblik as jy die woord doel hoor, dan hoor jy het potensiaal. En so elke mens, daar was nog nooit 'n mens op aarde gebore wat nie 'n doel het nie. En elke mens het potensiaal. Potensiaal beteken iets wat hy of sy kan bereik in die lewe. En dis met waaroor skool gaan. Onderwysers, personeel se doel is om kinders hulle potensiaal te laat ontdek. En kinders hulle potensiaal te laat bereik, soos hierdie koor wat hier sit. As jy dit kan doen, moet jy dit doen. Elkeen het ander potensiaal. Ons het ook potensiaal wat kom as gevolg van die hemelvaart van die Here. Toe die Here opgevaar het, het hy gesê, wag net hier, ek kom weer, ek kom terug. En tussen gaan en kom, lê daar 'n spanningslyn, en dis ons potensiaal, want hy sê, in hierdie tyd moet julle uitgaan en my getuies wees, en hy gee die belofte, ek is by julle tot die einde van die aarde. En dit gee vir my potensiaal, want die Here is by my. Nie dat ek op nie, maar omdat die Here by my is, en die Here is by jou, maak dit jou potensiaal soveel groter. Jy kan wonderlike dinge doen, want Jesus is by jou. Die tweede wetmatigheid het ons vanoggend gehoor is, elke mens moet kan ontvang. Jy moet kan ontvang. Jy moet oop wees om te ontvang wat die Here vir jou wil gee. Maar aan die ander kant, jy moet ook gee. Want die oomblik as jy nie gee nie, ek het vanoggend die beeld gebruik, is jy soos die dooie see. Hy vir eeue en eeue al van Jesus se tyd en voor dit ontvang die dooie see net water, maar hy laat dit nie vry nie. En daarom is sy naam die dooie see en daar leef niks in hom nie. En enige mens op aarde wat nie gee nie, gaan dood. Jy gaan fisies en geestelik dood. Ons ontvang en ons gee. Plante ontvang, gee. Die natuur ontvang, gee. 'n Fontein ontvang, gee. Mense ontvang en gee. En hoe meer ons ontvang, hoe meer gee ons. Hoe meer ons van die Here ontvang, hoe meer gee ons, en hoe meer ons gee, hoe meer ontvang ons. Ons word 'n kanaal.
Die Here seën ons nie met geld en besittings en gesondheid en kennis en insig en gawes vir ons, maak my mos nie so belangrik nie. Ek is maar net 'n middel, ek is maar net iemand wat hy gebruik en hy gee vir jou gawes en geld en besittings en gesondheid, dat jy kan gee en dat jy in hierdie wêreld kan lewe. En dan kom ons vanaand by die derde wetmatigheid. En ons noem dit oorsaak en gevolg. Oorsaak en gevolg. En weer eens as 'n mens na die skepping kyk, dan sien ons alles in die skepping is amper soos 'n ketting aan mekaar verbind. Daar's oorsaak en daar's gevolg. Daar gebeur iets iewers en dit het gevolg op ander plekke. Die laaste klompie jare het ons die woorde gehoor voorbeeld van El Nino en La Nina. En dan weet ons dis 'n verskynsel van warm water in die oseaan en as dit daar is, dan gaan dit gebeur en dan gaan dit gebeur. En dan gaan dit 'n droogte veroorsaak en omdat dit 'n droogte veroorsaak, gaan baie boere nie 'n oes kry nie en gaan baie mense arm word en gaan swaar kry. En as dit weer gebeur, gaan daar reën kom en dan gaan daar voorspoed wees. En so is alles in die natuur aan mekaar gekoppel. Daar's oorsaak en gevolg. Maar dis ook so in ons liggame. As jy dit drink, gaan dit gebeur. As jy dit eet, gaan dit gebeur. As jy te veel van dit doen, gaan dit gebeur. En baie keer kry ons hierdie oorsaak en gevolg en as dit sleg en iemand gaan na hospitaal toe en hulle dokter hom of haar vir dit, maar omdat dit gebeur, gebeur nou dit. En dan het dit slegte gevolge. En dan moet jou liggaam dit bestry om weer gesond te word. Alles in die skepping het 'n oorsaak en het 'n gevolg. Dinge staan nie los van mekaar nie. En in ons liggame werk dit ook so. Trouwens, die Here gebruik juist die beeld in 1 Korintiërs 12 wanneer hy kom, hy sê, net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en so al die lede saam, alles hulle baie een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Dan sê hy, as een lid lei al die lede saam. As iemand my vinger skielik afsny, kan ek nie sê, ag, hy is so klein, jy kan hom maar afsny nie. Ek het verlede jaar my vinger laat opereer en dit was verskriklik seer. My hele liggaam was seer en siek daarvan. Want een lid lei, almal lei saam. Oorsaak en gevolg, alles aan mekaar, is dit aan mekaar gekoppel. En dan sê hy ook vir ons in Galasiërs 6, ekskuus tog, druk ek verkeerde knoppie. Daar gat ek terug, daar sy, nee man. In Galasiërs 6 sê vir ons, moenie mislei nie, God laat nie met hom spot nie, wat 'n mens saai, sal hy oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die lewe oes. En nou hoor jy, dis oorsaak en gevolg. As ek aanhou om in my lewe sonde te saai, deur dit wat ek kyk op die internet, of op Facebook, of op waar ook al die goeters, en ek kuier met mense wat verkeerde goed praat en my insaai, dan gaan ek dit oes. Ek kan nie sê, ek hoor al hierdie slegte goed en ek deel met al hierdie slegte gesprekke, maar ek wil eintlik mooi vir die Here lewe. Dit kan nie so werk nie. Want die oorsaak is, daar kom slegte goed in my lewe, wat gesaai word in my hart, en daarom gaan ek 'n slegte oes oplewer. Maar aan die ander kant, as ek toelaat dat die Heilige Gees in my lewe insaai, dit wat die Gees in my hart bring, gaan ek dit oes. Jy kan nie, 'n boer kan nie in 'n land koring saai en dan gaan daar mielies opkom nie. Dit wat jy saai, en as jy goeie saad saai, gaan jy goeie mielies daar uitkry. Wat jy saai, is wat jy oes. Wat jy in die lewe gee, is wat jy gaan kry. En dit loop daarom saam met iets soos keuses wat ons maak in ons lewe. Die hele lewe is keuses, oorsaak en gevolg. Met natuurlik die enigste verskil in die natuur gebeur goed, dit gebeur maar net. Maar ons as mense is die kroon van die skepping. Ons is na die beeld van God geskep. En ons het die voorreg, met ons gebeur dit nie net nie. Ons kan nie sê, ag, is nou maar so, ek is nou maar so gemaak en gelaat staan nie. Elke mens kan kies. Want God het aan ons 'n vrye wil gegee, dat ek mag keuses uitoefen. In Jesaja 44 lees ek al, die ambagsman kap vir hom seders af, of hy kies sipresso, of eike, en laat hulle groot word in die bos, en hy plant 'n laurierboom, en dit reën, en dit word groot. En dan sê hy met ander woorde, in Jesaja 44 al, elke mens het keuses, en dan beskryf hy dit, hy sê, jy kan kies, ek plant hierdie bome, of hierdie bome, of hierdie bome, want dis wat ek daarmee wil doen as hulle groot is. En so het ek en jy keuses in die lewe, wat ons moet uitoefen. En ons ouers weet, dis een van die heel grootste iets wat ons kinders moet leer van kleins af, om te kies. Want heel klein, as jy klein is, kies papa en mama vir jou alles. Hulle kies wat jy eet, wat jy drink, wat jy aantrek.
En later word jy groter, en dan kan jy al besluit, maar mamma, ek wil vandag dit aantrek, of ek wil dit eet. En hoe groter jy word, hoe meer keuses kan jy uitoefen. En totdat 'n mens volwasse is, en jy kan sê, nou maak ek my eie keuses in die lewe. Ek kies wat ek wil doen, hoe ek wil doen. En daai opvoeding is om kinders juist te leer om die regte keuses te maak op die regte tyd, wat die Here vir jou mee help. En party van daai keuses maak ons uit ons bewussyn uit. Ek dink daaroor en ek besluit, maar ek dink so of so of so, en ek gaan dit besluit. Net soos ons, as ons 'n kar wil koop, of iets wil koop, dan gaan sit ons en ons maak 'n sommetjie en ons besluit ja of nee, en dis die voor en dis die nadele van hierdie besluit wat ek gaan neem. Maar baie keuses wat ons maak ons maar net. En dit kom uit ons onderbewussyn, maar dit kom uit jou opvoeding, dit kom uit jare heen uit, en die gees van God wat in jou hart werk, en wat jy sommer net laat 'n keuse maak, en agterna besef jy nie eers, jy het hierdie keuse gemaak nie, en as jy dankbaar, as dit die regte keuse was, wat die Here vir jou gegee het. En baie van ons keuses is reaksies. Iemand doen iets aan jou, iemand sê vir jou iets lelik, en dan reageer ek. Maar mense reageer nie net nie, jy het 'n keuse hoe jy reageer. Jy kan besluit, iemand vloek jou, en jy kan besluit, dan gaan ek jou terugvloek. Iemand slaan my, dan gaan ek jou terugslaan. Iemand praat van my lelik, dan gaan ek terug van jou ook lelik praat. Of jy kan besluit, dis mos nie wat die Here my geleer het nie. Ek gaan jou antwoord met liefde, ek gaan vir jou vra, hoekom jy dit doen? Ek gaan met jou 'n gesprek ingaan en vra, waarom is jy so ongelukkig? Wat het ek aan jou gedoen dat jy so lelik is met my? En dan gaan 'n keuse oor hoe ek gaan reageer op dit wat nou met my gebeur in my lewe. En dit alles bepaal ons gedragspatrone. Dit alles bepaal, dis hoe ek is, dis hoe ek lewe, dis wie jy is, dis hoe jy lewe. Want die Here het jou gemaak dat jy keuses het. En jou keuses bepaal hoe jy optree, en dit bepaal op die einde 'n patroon van hoe jy lewe. En nou is my vraag, wat is die antwoord op dit alles? Want Here, ons soek 'n antwoord, hoe kan ons lewe, hoe kan ons optree, hoe kan ons met hierdie oorsaak en gevolge ding werk, dat ons ook suksesvol in ons lewe is, en dat ons gelukkig kan wees. En dan sê ek die eerste is, van kleins af moet 'n mens leer, jy moet gevolge dra. Dis waarskynlik een van die slegste dinge op die oomblik in ons land, dat mense nie aanspreeklik is nie. Dat mense kan korrupsie pleeg, dat mense tydkeer sommer net niks doen nie, en niemand hou hulle aanspreeklik nie. Omdat ek niks doen nie, is daar gevolge. Daar's nie geld nie, of daar's nie medisyne in die hospitaal nie, of daar's iets wat verkeerd loop. En niemand dra die gevolge nie. Terwyl elke iets wat ons doen, het gevolge. En as die gevolge sleg is, moet ek dit dra. En moet ek besluit, ek is verantwoordelik daarvoor. Wanneer ek daai gevolge kan dra, en dit reg kan dra, en ek weet daarvan, dan beteken dit in my lewe vir my geluk. Want baie keer doen ons iets wat verkeerd was, en dan moet ons omdraai en gaan sê jammer. Net soos wat ons teenoor die Here moet sê baie keer, dat ek die Here teleurgestel het, en dat ek gedink het, ek sal nie dit doen, en toe doen ek dit weer. En dan is ek so diep ongelukkig, maar wanneer ek die gevolge van my verkeerde gesindheid en dade dra, en ek gaan op my knie en ek pleit voor die Here vir sy vergifnis, dan kan ek daar van my knie af opstaan, en totaal gelukkig wees. En dit kan weer met my goed gaan. Want elke keer in die Bybel, wanneer iemand gesondig het, en nie hulle gevolge wou dra nie, selfs soos koning Dawid, die man na God se hart, toe hy met Batsheba oorspel gepleeg het dit met hom sleg gegaan, en was sy hele lewe die mees onsuksesvolste tyd van sy lewe, en die ongelukkigste tyd, tot hy in Psalm 51 skryf, en sy hart voor die Here oopmaak, en sy skuld erken, en sy gevolge dra, van dit wat hy gedoen het. En Dawid kon weer lofliedere sing, en speel tot eer van die Here. God se wil moet in jou lewe geskied. God se wil moet in jou lewe geskied, en hy is die een alleen wat vir jou kan help. In Jesaja 56 staan daar, so sê die Here, aan die wat kies wat ek wil, en wat lewe volgens my verbond, aan hulle sal ek in my tempel en aan sy mure 'n teken gee, 'n erenaam, beter as die van seuns en dogters. Die wat kies om my wil te doen.
Die wat bewustelik daai keuse maak, soos ek in die begin gesê het, om elke dag te sê, Here, ek kies opnuut vir U. Dis my keuse wat ek maak. En Here, vandag wil ek in elke ding wat ek doen, as ek gevolge daarvan dra, dat dit goeie gevolge sal wees, omdat ek optree volgens U wil. En die belangrikste is, dat die Heilige Gees ons daarin sal lei. In Johannes 16 staan, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die waarheid lei. Wanneer jy jou lewe onder die beheer van die Heilige Gees plaas, en die Heilige Gees toelaat om jou lewe vol te maak met Jesus, en dat hy jou lei, en jy vra vir hom, Here, gee vir my die regte woorde, en gee vir my die regte gesindheid, en gee vir my die regte antwoorde, gee vir my die regte reaksies, dan gaan daar nie dinge wees wat ek veroorsaak, wat in my lewe slegte gevolge dra nie. Trouwens, dan gaan ek die oorsaak raak in ander mense se lewens, dat daar vir hulle goeie gevolge kan kom. Want alles het oorsaak en gevolg. En wanneer die Gees in my hart die woord van God saai, en die wil van God saai, dan sal die Gees in my hart veroorsaak, dat die wil van God sal seëvier. In Galasiërs 5 staan, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swoeg vir die begeertes van julle sondige natuur nie. Laat die Gees van God jou lei in alles wat jy doen. In ons laaste versie, maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Staan ons nie meer onder die wet van 'n gewone oorsaak en gevolg, en dinge gebeur maar met my wat sleg is, en dan vat ek dit nou maar, en ek doen slegte dinge, en die slegte dinge gebeur, en hierdie wetmatigheid gaan aan my lewe nie. Nee, dan geld die wetmatigheid in my lewe van, en toe het die Here vir my sy woord gegee, en toe het ek die Here gekies, en dit was die oorsaak, en toe kom die gevolg, dat ek met nuwe vreugde kan lewe, met 'n vervulde lewe kan lewe. En toe is die gevolg dat ek beter praat, en beter optree, en beter liefde uitlewe, want die regte oorsake in my lewe vind plaas, en daarom van die regte gevolge in my lewe plaas. Mag die Here jou help in elke keuse wat jy oefen. Elke aand in Pinkster kies ons 'n persoon in die Bybel. En ek wil vir ons kinders vra, hulle moet kyk, die jong mense kan ook. Wie kan eers sy hand opsteek? Aan wie dink ek vandag, wat 'n leier in Israel was, en wat 'n verskriklike belangrike keuse gemaak het. Nie dat hy prentjie jou baie afsit nie, maar daai prentjie is met 'n rede daar, dis 'n raaisel. Aan wie dink ek, wat 'n baie groot keuse in Israel gemaak het, en mense opgeroep het, om die regte keuse te maak. As een van die jong mense, of die kinders weet, julle hoërskoolkinders kan julle hande opsteek. Kom ek gee jou nog 'n leidraad. Hy het die volk laat kies, hy het vir die hele volk gesê, julle moet kies. Kom ek gee julle volgende, wie van die groot mense weet al? Daar is al 'n paar. Help ons maar Frans. Josua, kyk op my muur daar. Josua, want hy het gesê, kies wie julle wil dien. En ons lees van hom in Josua 24, nee. Dat Josua en sy gesin op 'n stadium in die volk lewe. En die volk lewe net soos hulle wil, en dis voordat hulle die beloofde land gaan intrek. En dan is Josua eintlik moedeloos met die mense, en dan gestaan hy voor die volk, en hy sê vir hulle, ek sê net vandag vir julle, ek en my huisgesin, ons kies die Here. En julle kan nou maar kies, en besluit wat julle wil doen. Maar wat my en my gesin betref, Josua 24, ons kies die Here. Dis van hierdie projek van ons kom, in die gemeente. En toe sê die volk, ons wil die Here kies, dan sê Josua, nee, julle kan nie die Here kies nie. Want kyk hoe lewe julle. Julle lewe nie soos mense wat vir die Here gekies het nie. So julle kan nie die Here kies nie. Dan sê die volk, nee, maar ons wil die Here kies. En dan rig Josua eintlik daar 'n monument op, en sê, hierdie gaan 'n teken wees teen julle. Julle het vandag gesê, julle wil die Here kies. En as jy vandag sê, ek wil die Here kies, dan gaan die hele wêreld na jou kyk. En hulle gaan sê, hoe lewe jy? Lewe jy soos iemand wat die Here gekies het? En daarom is dit so goed dat ons baie keer, ook as kinders, as jong mense, vir ons vriende sê, ek het gekies vir die Here. En as ek iets verkeerd doen, dan moet jy vir hom sê, ek het nog steeds gekies vir die Here. Ek is jammer, ek het nou verkeerd gedoen, dit pas nie daarby nie. Maar hulle moet jou hou daaraan, ek het gekies vir die Here. Ek en my gesin,
ons het die Here gekies. Die vraag is, jy en jou huis, jy en jou vrou, jy en jou man, jy en jou kinders, het julle al vir die Here gekies. En as jy vir hom gekies het, gaan dit die oorsaak wees van die wonderlikste seën en gevolge in julle lewe. Dis die beloftes van die Here. Amen. Voor ek gaan afsluit met gebed, gisterand in ons stilte tyd toe, lees ons 'n gedeelte uit die gebede van die Ou Testament. En toe lees ons hoe dat die wagters op die mure moes staan. En soos die wagters in die ou dae op die mure gestaan het van die stad, om te waarsku as die vyand kom, moes hulle daar staan en hulle moes roep en hulle moes God herinner aan sy beloftes. Nie omdat God vergeet het van sy beloftes nie, maar sodat hulle kan onthou. En hulle moes dag en nag bid. Nou Pinkstertyd is so 'n tyd waar ons eintlik dag en nag vir mekaar bid. Waar ons gereeld dink aan iemand, en ek wil jou vra in hierdie Pinkstertyd. Dink as jy 'n vriend het by die skool of 'n vriendin het wat nog nie die Here ken nie. En as jy 'n familie het of vriend wat nie die Here ken nie, bid in hierdie Pinkstertyd vir hulle. Hou aan vir hulle bid. Herinner die Here aan sy beloftes dat hy mense se harte kan verander. En bid vir hulle dat hulle sal kies vir die Here. Dat die regte oorsaak en gevolge in hulle lewe kan kom. Kom ons word stil vir 'n paar oomblikke. En as daar iemand is aan wie jy kan dink, vat dan nou die geleentheid en bid vir daai iemand en dan gaan ek vir ons bid. Here, dankie dat ons voor U kan in gebed kom. Dankie dat ons by U kan pleit vir mekaar. Kan pleit, Here, en vanaand kan bid vir mense wat U nog nie ken nie. Dankie, Here, vir jong mense wat vanaand hier in die kerk sing en wat met hulle lied aan die wêreld U lig uitstraal. Help hulle, Here, dat hulle lewe elke dag ook by die lied sal pas wat hulle vanaand gesing het. Help ons, Here, wat vanaand hier teenwoordig is in U huis van lig, van lewe, van krag, om mense te wees wat nie net in liggaam hier is nie, maar in gees, gevul met U gees en waarheid, vir die wêreld wys dat ons vir U gekies het. Dankie, Here, dat ons kan hoor wat ons saai sal ons oes. Daarom kan ons bid vanaand, Gees van God, dankie dat U die woord in ons hart kom saai het vanaand, en gee dat deur die vrug van U krag, ons lewe die vrug daarvan sal dra. Seën ons nou, ook deur hierdie week wat voor lê. In Jesus naam, amen. Debbie gaan die koor eers sing of ons? Okay. So ons gaan afsluit met lied 429. Die Here regeer, hy het opgevaar, hierdie mooi lied na Hemelvaartdag van Pinkstertyd wat ons gaan sing, al 5 die versies van hierdie kort lied, en dan kan hulle plekke hier inneem, of gaan hulle net daar sing. Alright, baie dankie.
julle weer uit vir 'n koppie koffie of tee na die tyd daar in die portaal en die kollekte by die deure, die gee ons vir behoeftige lidmate as jy wil bydra daarvoor. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap en die krag van die Heilige Gees is en bly met elke een van julle. Amen.